En na 'n paar dae het Jehoshua weer in Kefarnachum gekom, en die mense het gehoor dat hy in die huis was. En dadelik het baie saamgekom, sodat daar selfs by die deur nie meer plek was nie. En hy was besig om aan hulle die woord te verkondig. En daar kom mense na hom met 'n verlamde man, wat deur vuur gedra word, maar vanweë die skare kon hulle nie naby hom kom nie. Toe klim hulle op die dak en maak die dak oop waar hy was. Sulke dakke was gewoonlik van balke gemaak, wat met takke bedek was, asook 'n dik laag modderpleister. En nadat hulle dit oopgebreek het, het hulle die bed waar die verlamde op lê, laat afsak. En toe Jehoshua hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde man: Seun, jou sondes is jou vergewe. En sommige van die skrifgeleerdes het daar gesit en in hulle harte geredeneer: Waarom praat hierdie man so lasterlik? Wie kan sondes vergewe behalwe een, naamlik Elohim? En Jehoshua het dadelik in sy gees geweet dat hulle by hulself so redeneer, en hy sê vir hulle: Wat redeneer julle oor hierdie dinge in jul harte? Wat is makliker om vir die verlamde te sê, die sondes is jou vergewe, of om te sê, staan op en neem jou bed op en loop? Maar dat julle kan weet dat die seun van Adam mag het om op aarde sondes te vergewe, sê hy vir die verlamde man: Ek sê vir jou, staan op, neem jou bed op en gaan na jou huis toe. Hy staan toe onmiddellik voor hulle op, neem die bed op waar hy op gelê het en gaan na sy huis, terwyl hy Elohim lof toebring. En verbasing het almal aangegryp, en hulle het Elohim lof toegebring en is met vrees vervul en het gesê: Ons het vandag wonders gesien.